Weet ons skriflesing vanmôre uit die woord van die Here is Matteus hoofstuk 9. Matteus 9 gaan lees vanaf vers 9 tot vers 13. Voor ons lees gaan ons net saam bid. Almagtige God en hemelse Vader, dankie dat ons weer eens vanmôre hier by mekaar kan wees rondom u woord. En soos wat ons ook gesing het, God is hier teenwoordig. En Here, as u teenwoordig is dit ook ons begeerte, ons behoefte om u te aanbid, om u die lof en die dank en die aanbidding van ons hart te bring. Want u is die grote God, wat alle eer en lof toekom. Dankie dat ons ook in hierdie môre net opnuut kan bely, ook in hierdie deurmekaar wêreld waar ons lewe, dat u soewerein is, dat u die God is, wat die wêreldgeskiedenis in u hand het, en dat daar 'n groter doel is in alles wat gebeur, en dat dit nie in die eerste plek gaan oor elke land en elke mens se dinge nie, maar oor die koninkryk van God. En daarom is ons behoefte om ook vanmôre te bid, soos u ook vir ons geleer het om te bid in die bede, laat u koninkryk kom. Want u koninkryk, daar waar u heers, daar is vrede, daar is lewe, daar is oorwinning. En ons weet dit is gebrekkig hier op aarde, maar ons dank u dat u in soveel plekke en soveel lande u kerk steeds bou. Want u het ook gesê dat u sal die kerk bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Dit ons sien in so baie lande, Here, die honger en dors wat daar is na u woord en die mense wat reageer in massas om na die evangelie te kom en dit aan te gryp en dit deel van hulle lewe te maak. En ons bid, Here, dat dit ook in hierdie dag sal gebeur, ook as ons hier is, dat u ook in ons harte deur die Gees sal werk. Ons bid vir die gemeente, vir hulle wat siek is en hulle wat beproef word, dat u ook vir hulle genadig sal wees, Here, vir hulle ook in die moeilike tye sal dra, en die besonder hulle wat ook 'n geliefde aan die dood moes afstaan, wat ook deur moeilike tye moes gaan, Here, dat u ook vir hulle sal ondersteun, dat u ook vir hulle sal dra, waar die dood en siekte altyd vir ons 'n groot beproewing en 'n swaar kry is, Here, dat u vir ons en vir hulle in die familie, almal in die besonder, ook in hierdie tyd genadig sal wees. Dankie dat ons weet dat u vir ons ook in tye van nood wil troos, ook deur die werking van u Heilige Gees. Wees dan ook hier in ons midde. Ons vra dit om u naam se ontwil. Amen. Lukas 9 vanaf vers 9. Terwyl Jesus daarvandaan verder gaan, het hy 'n man met die naam Matteus by die tolhuis sien sit en vir hom gesê, volg my. Hy het toe opgestaan en hom gevolg. En Jesus het by hom in sy huis gaan eet. En baie tollenaars en sondaars het saam met Jesus en sy disippels kom eet. Toe die Fariseërs dit sien, vra hulle vir sy disippels, waarom eet julle leermeester saam met tollenaars en sondaars? Maar Jesus het dit gehoor en gesê, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Gaan leer wat dit beteken, ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. Tot sover die woord van die Here. Nou in hierdie teks wat ons gelees het, Matteus 9 vers 9 tot 13, sien ons een van die mees dramatiese en eintlik omvattende uitsprake van Jesus. Dat dit vir ons ietsie van amper 'n volledige perspektief gee oor sy bediening. Dit gee vir ons basies die betekenis van sy lyding en sterwe.
Wat was die hoofrede vir sy koms? Nou, mense het baie idees oor die Christelike lewe en die Christendom en wat dit behels. Die beste is, as mens wil weet, waarom het hy gekom? Waarom sy lyding en sterwe? Is om na homself te luister. Die sentrum van sy koms was nie om wêreldvrede op te rig. Was nie in die eerste plek om 'n plek op te rig om benadeelde mense te help. Of 'n organisasie te sig om die omgewing byvoorbeeld te red. Jesus sê in vers 13, want ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars. Dat Jesus hierin vasvat die doel van sy koms en sy lyding, hy het gekom om sondaars te red. Dis die boodskap van die Christendom, dis die kern van die evangelie, dis die rede vir die koms van Jesus na hierdie wêreld. Is vir die mense wat weet dat hulle geestelik eintlik terminaal siek is, dat hulle desperaat is. Dis mense wat seer het, dis mense wat honger het, dis mense wat geestelik dors het. Dis waarom mense so baie keer in die Bybel die uitsprake kry, soos Jesaja 55 vers 1, wat eintlik 'n beskrywing is van die wonderlike nuus wat die Here vir sy volk wil oordra. Dan sê hy, o almal wat dors het, kom na die waters. Jy wil nie water drink as jy oorversadig is, as jy vol is, as jy genoeg gedrink. Jy kom en jy drink water as jy dors is. Selfs die laaste 5de vers van die Bybel in Openbaring 22 vers 17 sê, en die Gees en die bruid sê kom, en laat hom wat hoor sê kom, en laat hom wat dors het kom. Die wat swak is, die wat moeg is, die wat gebroken is, die wie se lewens verwoes is, sondaars. Dis waarom Jesaja 61 so aangrypend voorspel van Jesus, en hy haal dit aan ook as hy begin met sy bediening in die tempel. Sê die Gees van die Here is op my, om die evangelie aan die armes te verkondig, om vrylating vir die gevangenes aan te kondig. Ek het gekom om sondaars te red. John Bunyan, bekende boek geskryf het, die Pilgrim's Progress. Dit sê as hy oud geword het, en hy was oud toe hy dit gesê het, en ek kan nie meer so mooi onthou nie sê, is daar een ding wat ek sal wil onthou, en dit is, ek is 'n groot sondaar, maar ek het 'n groot verlosser. I'm a great sinner, but I have a great Savior. John Owen, die Puritein, skryf, die wortel van alle ware geregtigheid is 'n diepe bewussyn van jou eie sondigheid en 'n ontzagwekkende besef van God se genade. John Wesley het geskryf, ek skiet te kort aan die heerlikheid van God. My hele hart is totaal verdorwe en is gevolglik ook my hele lewe. Apostel Petrus, het vol bravade van homself was. Kry baie sulke mense, hy was so. Leier, sterk, goeie visserman. Gedink ek kan die ding doen. Here sê vir hom, gaan uit met die boot, gaan vang vis. Hy sê, nee Here, ons het alles gedoen, ek ken vis, ons ken die wêreld, ons niks gevang. Maar tog, op u woord sal ons uitgegaan. En die groot visvangs die nette wou skeur. En toe hy Jesus sien, toe sê hy, gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige man. Terwyl jy na jouself kyk, terwyl jy jouself beoordeel, terwyl jy jou meet aan ander mense, kan jy sê, dit is goed, as jy jou meet aan God, en sy heerlikheid. Paulus sê in 1 Timoteus, hoofstuk 1 sê hy, nadat hy op 'n ander plek, of van sy eie lewe getuig sê, ek was volgens die wet eintlik onberusblik. Sê, dis 'n betroubare woord en waardig om ten volle aanvaar te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is.
Jesus sê, hy het nie gekom vir regverdiges nie. Want 'n mens wat regverdig is, en daar's eintlik nie een van hulle. Die Bybel sê, daar's niemand wat regverdig is. Daar's selfs nie een nie. Ons beste geregtigheid, sê Jeremia, is 'n besoedelde kleed voor die Here. Mense kom nie na Christus vir 'n oplossing, as hulle nie besef hulle het 'n probleem nie. En is ongelukkig so in baie mense se lewens. Hulle besef nie hulle is siek nie. Hulle het nie 'n nood na die evangelie. Hulle het nie 'n behoefte nie. Hulle het nie 'n behoefte aan genesing nie, want hulle voel nie dat hulle enigsins siek is nie. En jy weet, geen familielid of vriend of buurman of gemeentelid sal ooit vir Christus gewen kan word as hulle nie besef hulle het hom nodig nie. Het jy die Here nodig? Ons sien in hierdie verhaal die roeping van Matteus. Jy moet onthou, hy is die skrywer van die Matteus Evangelie. Hoe is hy geroep? Ons staan, Jesus sien 'n man met die naam Matteus by die tollenaarstasie sit en Jesus sê vir hom, volg my. En hy het opgestaan en Jesus gevolg. Jesus het langs die strand geloop, so aan die noordelike oewer van die see van Galilea. Sy disippels het hom gevolg. Terwyl hy daar dan langs die strand afgestap het, massas mense was moontlik saam met hom gewees, sien hy die man Matteus. Hy sien hom raak. Die ander evangelies noem hom Levi. En dit was nie ongewoon dat mense baie keer twee name gehad het, nie soos Thomas wat genoem was Didymus. En hy was Levi. Moontlik het die Here hom die naam Matteus gegee, want die naam beteken 'n geskenk van die Here. En hy sien hom daar by die tollenaar huisie sit en hy sê vir hom, volg my, volg my. Nou Matteus was 'n beskeie mens. Hy skryf nie baie oor homself nie. Net in hierdie kort paar verse gee hy weergawe wat gebeur. Hy skryf eintlik niks oor homself nie. En tog is daar iets baie diep in hierdie paar verse. Want jy weet, in die vorige gedeelte het Jesus iemand genees. En het hom daai persoon genees en hy met die woorde ook saam met hom, jy's vergewe, jou sondes is vergewe. En mense het die vraag gehad rondom Jesus, hoe is hy dan iemand wat mense se sondes kan vergewe? Hoe kan dit wees dat hy mense se sondes kan vergewe? En dat Matteus in hierdie gedeelte wat hy hier skrywe oor sy eie lewe, miskien die antwoord wil verstrek, hoe ver strek vergifnis? Watter soort mense kan Jesus regtig vergewe? Dat hy hier in hierdie paar verse wil sê, maar hy het my vergewe. Hy het my vergewe. Hy was heel waarskynlik een van die slegste mense daar in Kapernaum. Volgens die standaarde van daardie tyd was Matteus die ergste in die dorp. Mense 'n bietjie agtergrond moet gee. Hy was 'n tollenaar. Hy het gewerk vir die vyand. Palestina was deur Rome besit. En dan het hulle nodig gehad om belastings in te vorder van die mense. En dan was daar individue wat sulke franchises kon koop by die Romeinse regering. Belasting franchises. En dan het hulle dit gekoop by Rome en geld vir hulle ingesamel. En dis wat Matteus gedoen het. Hy het so 'n franchise gehad om vir die Romeine geld in te samel van sy eie volk. En daarom was hy deur sy eie mense as die grootste verraaier beskou. Dit is verskriklik geweest. Hy het teen sy eie volk gedraai. En Rome het vereis dat daar 'n sekere hoeveelheid belasting betaal moes word. Maar alles wat jy meer as dit insamel, kon hierdie belastinggader vir homself hou. Alle oortollige belasting. So as baie misbruik. En so het hy homself verryk. En as hy homself bedrieg, dan die Romeinse regering
om ook beskerm die mense. So omkoopgeld te gevat, gesteel van die middelklas, van die armes, en hierdie groep mense as gevolg van hulle dade was gesien as anti-godsdienstig. As jy 'n tollenaar was, kon jy nie die sinagoge bingaan, daar waar God aanbid was. Jy is verban. Jy kon geen interaksie godsdienstig met ander mense hê. Jy is eintlik op die lys geplaas van onrein diere, soos 'n vark. Jy kon nie getuig in 'n hofsaak nie, want jou woord is as onbetroubaar beskou. En daar was van hierdie mense wat hierdie franchises gehad het, 2 soorte gewees. Hulle het hulle genoem die mokkes. En die eerste was die groot mokkes. Hulle het ander mense gehuur om die belastingtafels te gebruik. Hulle het agter die skerms gebly. So hulle probeer om hulle hande skoon te hou en hulle reputasie. En dan was daar die klein mokkes. Hulle het self die belasting ingesamel. Hulle het by die tafels gesit. Hulle het nie omgegee wat mense van hulle dink nie. En hulle is as die ergste soort beskou. En Matteus was 'n klein mokke. Hy was van hierdie soort, die slegste in die stad. Die rabbies het selfs gesê, vir 'n klein mokke is bekering amper onmoontlik. As daar een sondaar is wat nooit vergewe kan word, volgens hierdie fariseërs was dit die klein mokkes nie. En hier het hy gesit, by sy tafel. En Jesus stap verby, en hy sê vir hom, volg my. Volg my. En wat doen hy? Hy staan oombliklik op. Hy gaan nie eens neerskryf die berekeninge wat gaan hy verloor nie. Hy is so onder die diep oortuiging van sy eie hart en van sy eie nood en sy eie sonde en van hierdie stelselwane is wat verkeerd is. Ek kan nie langer hier bly nie. Hy erken daarmee sy sonde. Hy staan op en hy volg Jesus. Lukas skryf uiteindelik hy het alles verlaat. Hy het alles verlaat. Matteus skryf dit nie self hier in sy verhaal nie. Jy weet, as 'n visserman Jesus gevolg het, kon hy altyd weer teruggaan en gaan visvang. Maar 'n tollenaar, hy kon nie. En Matteus sou nie weer kon terugkeer nie. Dit wat hy daar verlaat het, dit wat hy daar opgegee het, was vir altyd verby. Rome sou die volgende dag 'n nuwe man aan sy plek gehad het om daai tafel te beset. So Matteus het 'n groot prys betaal. Hy het alles verlaat. Hy het miskien geweet van Jesus. Hy het gehoor sy prediking, hy het die wonderwerke gesien. En ons sien hier iets van ware bekering in sy lewe. Hy het omgedraai. Hy het die ou lewe sonder God gelos. Hy het geweet hierdie gemors waarmee hy besig is verkeerd. En hy kon nie langer daaraan vashou nie. En Jesus, wat hom eintlik met liefde aangekyk het 'n diep verandering in sy lewe gebring. En van daardie oomblik af is hy van hierdie sondaar verander na 'n man van God. In plaas van om depressief te wees oor wat hy verloor het, kon hy nie vinnig genoeg na Jesus hardloop. Amy Carmichael het 'n pragtige gedig geskryf en gesê, ek het hom hoor roep, kom volg. Dit was als. My goud het dof geword, my hart het na hom gegaan, ek het opgestaan en gevolg, dit was als. Sou jy nie volg as jy hom hoor roep nie? Hy het 'n loopbaan verloor, maar hy het 'n nuwe bestemming gekry.
Hy het al sy sekuriteit verloor, maar hy het 'n nuwe avontuur, 'n nuwe lewe uit voor hom gelê. Hy het 'n geestelike fortuin gemaak. Hierdie verhaal beteken nie dat almal wat tot bekering kom hulle werk los nie. Dis nie waaroor dit gaan nie, nooit. Maar wel dat jy jou ou lewe verlaat wat sonder God was en 'n nuwe lewe van 'n algehele oorgawe aan Christus volg. Matteus was so oorweldig hierdeur dat die Here hom raak gesien het. Dat hy 'n feesmaal hou. En nou moet jy weet, sy vriende was nie van die beste lot in daai omgewing. Die enigste mense wat Matteus geken het, was die korrupte, die verdorwe mense, die mense wat bereid was om met hom te assosieer, hierdie uitskot tollenaar. Sodat mens kan reken, dit was die mense soos hy, die moordenaars, die diewe, die rowers, die goddelose mense, van al die verskillende distrikte. Hulle het gekom na hierdie feesmaal. Want hy was so bly oor hierdie verandering wat Jesus vir hom gebring het. Jesus het sy lewe kom verander. Hy het hom geroep. En daarom is Jesus ook die eregas by hierdie ete. En Matteus 11 vers 9 sê op 'n ander plek dat Jesus het 'n naam onder die mense gehad. En daardie naam was, hy was 'n vriend van tollenaars en sondaars. En nou sê vers 10, terwyl Jesus in Matteus se huis geëet het, het baie tollenaars en sondaars gekom en saam met hom en sy disippels geëet. Interessante skare wat daar was. En die Jode, die regverdige Fariseërs, hulle was geskok. Hoe kon dit wees dat Jesus dit doen? Hoe kon hy met hierdie mense assosieer? Dikwels word hierdie teks misbruik en dat daar gesê word Jesus keer miskien goed wat hierdie mense doen, allerminst. Hierdie mense was in nood, hierdie mense was net soos Matteus, bewus van hulle eie sondigheid, en Jesus het saam met hierdie mense geëet en vergader, omdat hy dieselfde passie gehad het om mense te soek en te red wat verlore is. Vers 11 sê, toe die Fariseërs dit sien, sê hulle vir sy disippels, waarom eet julle meester saam met tollenaars en sondaars? Waarom is hy nie saam met die regverdiges nie en die godsdienstige mense nie? Jesus antwoord hulle in vers 12. Hy sê vir hulle, dis nie die gesondes wat 'n dokter nodig het nie, maar die siekes. Gaan leer wat dit beteken. Ek verlang barmhartigheid en nie offerandes nie, want ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars. Jesus sê vir hulle 3 dinge. Eerstens, dis nie gesondes wat 'n dokter nodig het nie, maar die siekes. Dat hulle beantwoord eintlik hulle eie beskuldiging van Jesus. Julle sê diegene is mense wat siek is wat saam met my is. Julle erken dit. Julle bevestig dat hulle mense is wat 'n geneesheer nodig het. En dis waarom ek gekom het. Niemand gaan na 'n dokter as hy gesond is nie. Hy het 'n probleem, hy het 'n siekte. En dis waarvoor die dokter daar is om hierdie siekte aan te spreek. En dat Jesus dan vir hulle sê, maar ook ek het nie gekom om mense te roep wat so tevrede is in hulle eie geregtigheid, dat hulle dink hulle het my nie nodig nie. En ek sê weer, weet jy, dis waarom baie mense ook geen behoefte het aan die evangelie, of die kerk, of die dinge van die Here nie. Want hy het geen erkenning, geen bewustheid van sy eie nood na God en na die Here Jesus nie. Niks. Geen bewustheid van sy eie dors en sy eie honger en sy siekte waarmee hy loop nie. Hy dink hy's liggaamlik gesond en hy sal vir altyd so aangaan, miskien tot die ramp om 'n dag tref.
te besef ek is nie so onaantastbaar nie. Want Jesus sê ek het gekom om mense te roep wat desperaat is, bewus van hulle sonde, 'n behoefte na 'n verlosser, iemand wat uitroep en vra na die goddelike geneesheer. Tweede argument vir Jesus wat hy vir hulle sê, gaan leer. Gaan leer. Gaan na julle eie geskrifte toe. Gaan na julle eie boeke toe. Hosea 6 vers 6 sê, ek verlang barmhartigheid nie offerhandes nie. Die Here sê, ek verlang nie na rituele. Ek soek 'n barmhartige hart, gaan leer dit. Jy kan met al die offers na God toe kom. Jy kan met al jou goedheid na hom toe kom. Jy kan met al jou toewyding na hom toe kom. Die Here sê, hy soek 'n gebroke hart. Hy soek 'n verslae gees. Hy soek 'n hartsverandering. Hy soek nie rituele nie. En derdens, dat hy dan weer eens die doel aanspreek van sy koms. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. In Lukas 18 vers 19 lees ons, die Fariseërs het geglo dat hulle regverdig was, en dat Jesus dan hierdeur sê, maar julle word eintlik uitgesluit. Ek het eintlik niks vir jou te sê nie. Want ek het vir sondaars gekom. Ek het vir sondaars gekom. Ek het gekom om hulle te roep. Dit is so mooi van hierdie man Matteus, en daarmee sluit ek af. Hy het baie prys gegee volgens menslike standaarde. Hy het die roeping van die Here Jesus aanvaar om alles te verlaat en hom te volg. Maar soos iemand sê, hy het iets saamgevat. Hy het iets met hom saamgevat, sy pen. Die ander 12 disippels was vissermanne, heel waarskynlik nie vaardig om te skryf of goed met woorde nie. Maar Matteus die tollenaar, hy kon skryf. Dit was deel van sy beroep. En daardie vaardigheid, hy het alles gelos. Niks saamgevat, hy kon nooit weer teruggaan nie, maar sy pen, sy vaardigheid kon hy inspan. En daarom sou hy die skrywer word van die heel eerste evangelie wat ons vind in die Nuwe Testament, die evangelie volgens Matteus. Met al die leringe van Jesus, wat deur die eeue, deur miljoene mense gelees is. Hy het 'n heilige van God geword. Hy het hierdie evangelie neergeskryf. Hy het 'n geestelike erfenis gelos wat vir ewig sou bestaan. Want hy was bereid, toe Jesus vir hom sê, volg my, om op te staan en Jesus te volg. Ek wil vir u die vraag vra. Was daar 'n dag in u lewe wat u sy roepstem gehoor het en miskien soos Matteus bewus was van die eie gebrokenheid, van die eie dors, van die leemte in die eie hart. Jy weet, soos die kerkvader Augustinus gesê het, ons is vir God geskape en daar's 'n leemte in ons, 'n leegheid, 'n vakuum, en daai vakuum kan alleen deur God gevul word. Was daar 'n stadium dat jy so gevoel het? En dat jy ook die stem van die Here Jesus gehoor het wat gesê het, volg my. En het opgestaan en hom gevolg. Ek hoop daar was so 'n dag. As dit nie was, miskien kom die Here vanmôre, soos by Matteus. En soos ons gelees het, miskien kom hy ook vanmôre en hy kom ook vir u sê, volg my. Die ook sy stem vanmôre kan hoor, want deur die eeue heen is hy mense besig om mense soos Matteus te roep om hom te volg. En as jy sy stem vanmôre hoor, wil jy nie ook in u lewe opstaan en die avontuur en die lewe met Christus begin en stap nie. Amen. Kom ons gee geleentheid vir gebed. Kom ons bid saam. Here, ons dankie dat ons ook hierdie wonderlike verhaal van Matteus kan lees. Hierdie disipel van U,
wat U geroep het daar by die tollenaarstafels, uit 'n lewe van sonde, en hom 'n heilige gemaak het, hom bruikbaar deur al die eeue gemaak het, dat hy bruikbaar sal wees tot in die ewigheid. O Here, gee vir ons ook die genade om hierdie roepstem van U te hoor, soos wat dit deur die eeue heen al weer klink het en nog sal weer klink, tot met die wederkoms, dat U mense roep en sê, volg my. En mag het wees dat dit die ervaring is van baie vanmôre hier, dat hulle dit reeds gedoen het, en as hulle dit nie gedoen het nie, dat hulle vanmôre sal hoor. Dat U ook by ons, nie die regverdige nie, maar by die sondaar kom stil staan en sê, volg my. Ons dank U vir die genade, en ons dank U vir die liefde, en ons loof U daarvoor. Amen.